Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 6 April. God is heilig. Heiligheid is nie 'n woord wat die meeste mense baie dikwels in hulle alledaagse taal gebruik nie. Miskien omdat daar so min heilige dinge rondom ons en by ons is. Die Sabbat is 'n heilige dag in tyd en God is natuurlik heilig. Afgesien van God, ontbreek heiligheid in ons alledaagse lewens. As jy 'n studie doen oor die eienskappe wat die meeste met God se karakter geassosieer word, sal jy ontdek dat heiligheid in die middelpunt is van wie God is. Maar wat beteken dit? Hoe beskryf die volgende verse God? Ons lees Levitikus 20 vers 26. En julle moet vir my heilig wees, want ek, die Here, is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Vir die volgende vers lees ons 1 Samuel 2 vers 2. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos onse God nie. Vir die volgende vers lees ons Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Vir die volgende vers lees ons Esegiel 38 vers 23. So sal ek my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies en hulle sal weet dat ek die Here is. Esegiel 38 vers 23. Wanneer die Bybel God beskryf as die toonbeeld van heiligheid, beteken dit dat hy volkome vry is van en volkome afgeskei is van boosheid en sonde. God is 100% goed, van begin tot einde. In hierdie sin is God se heiligheid sentraal tot al sy ander eienskappe. Byvoorbeeld, God se liefde is 'n suiwer, heilige liefde, 'n liefde wat heeltemal vry is van alle selfsug en egosentriese motiewe. Sy alwetendheid en alleswetendheid is heilige alwetendheid, wat beteken dat dit vry is van bose bedoelings. Sou ons 'n alwetende God vertrou as hy nie heilig was nie? Natuurlik nie. Ons sou bang wees vir hom en met goeie rede. God se almag, om almagtig te wees, is heilige almag. Stel jou 'n God voor wat almagtig is, maar nie heilig nie. Hy sou 'n magtige, bose tiran kon wees. Slegs God se heiligheid laat ons toe en stel ons in staat om hom werklik lief te hê, omdat hy goed is van begin tot einde. Dit is waarom heiligheid moontlik die belangrikste eienskap is om oor God se karakter te verstaan. Tog is dit miskien ook een van die mees verkeerd verstaanbare. Dink aan Bybelfigure soos Moses, Jesaja, Esegiel, Daniël en Johannes wat in God se teenwoordigheid gekom het. Wat was hulle eerste reaksie? Hulle het hul skoene uitgetrek, hul gesigte bedek of neergeval asof hulle dood is. As menslike wesens is ons sondig en so onheilig dat ons nie kan verdra om in God se teenwoordigheid te staan nie. Enige mens wat na God se gesig kyk, sal nie leef nie. Net so, wanneer Ellen G. White in die visioen ingegaan het, het sy dikwels uitgeroep, heerlikheid, heerlikheid, heerlikheid. Omdat dit die een woord was wat blykbaar die beste vasgevang het in wat sy gesien het. En natuurlik die 4 lewende wesens in Openbaring 4 vers 8 rus nie dag of nag sonder om te sê, heilig, heilig, heilig. Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Openbaring 4 vers 8. Waarlik, God is suiwer heiligheid. En wanneer ons na hom kom, moet ons hom as sodanig sien.
Hoe inspireer die kennis hiervan jou? Op watter maniere daag dit jou uit met betrekking tot jou eie karakter?